Naand mense, dit is Japie. Ek gaan vanaand kyk na Openbaring 6. Dit is waar die seels oopgemaak word. Nou daar is 7 seels, 7 verwys na volledigheid, completeness. En in die geval, soos ek gewys het in die vorige hoofstuk, het ek vir julle verduidelik wat se boekrol hierdie is, waar kom dit vandaan? Die Bybel verduidelik die Bybel. Dit is wat ons moet verstaan. As ons vir Openbaring verstaan, moet jy gaan kyk wat sê die Bybel. Want Johannes het hierdie brief geskryf vir die 7 gemeentes. Hy het dit in kodetaal geskryf. Hy het dit gebaseer op ander skrifte in die Bybel. So as mens nie na die ander skrifte gaan kyk, gaan jy nie Openbaring reg kan verstaan nie. En jy gaan dit nie kan weerleef of vertel vir ander mense korrek nie. Julle sal ook vind, my Afrikaans is nie so puik soos Afrikaners nie, want ek is al 20 jaar of wat in Oorsee. En by my werk, almal praat net Engels, so ongelukkig is dit maar waarmee ek gekonfronteer word, na al vir 20 jaar. En ja, jy mense taalvaag bietjie weg met tyd, maar by die huis praat ek daarom nog Afrikaans. Nou wat ek wil sê, voor ek begin met hoofstuk 6, dat mens kan nie Openbaring lees, net iewers in die middel van die boek begin, en dan begin jy lees nie. Die eerste 5 hoofstukke is baie belangrik. Die eerste 5 hoofstukke, dit wys vir ons, wanneer hierdie goeters afspeel. Dit wys vir ons die tydlyn vir Openbaring, en dan wys dit ook vir ons op wie praat Openbaring van. Dit is wat hierdie eerste 5 hoofstukke vir ons wys. So mens kan nie Openbaring verstaan as jy hierdie eerste 5 hoofstukke verwerp nie. Nou die eerste hoofstuk, alreeds met die eerste vers, sê vir jou, dat die goeders in Openbaring is imminent. Dit kan enige oomblik begin vervul. Dit kan enige oomblik begin gebeur. Dis wat die heel eerste vers van Openbaring vir jou sê. Die grense word daar vir jou gestel van die tydlyn, in die eerste hoofstuk al. En dan sien ons, byvoorbeeld in vers 7, dat die Romeinse soldate wat Joshua gekruisig het, hulle gaan hom sien met sy wederkoms. Hulle gaan hom sien terugkom. Dan sien ons in vers 9 van die eerste hoofstuk, dat Johannes sê vir ons, hy is in die groot verdrukking. En dan kyk ons na hoofstuk 2 en 3, waar Joshua praat met die 7 gemeentes in Asië, en daarin sien ons dat Joshua vir hulle sê, sy wederkoms is om die draai, en hy kan enige oomblik terugkom, hy kan soos 'n dief in die nag terugkom, en hulle gaan hom nie verwag as hy terugkom nie, so hulle moet hulle lewens regstel. Hulle moet begin reg lewe, want as hy terugkom, wil hy hulle nie onkant betrap, en dat hulle nou moet verlore gaan nie, want hulle het nie repent nie. Wat sê dit vir jou? Joshua sê vir hierdie gemeentes, dat hy kom terug in hulle generasie, hy kom terug terwyl hulle nog lewe. Dit wys net wat beteken vers 1 van hoofstuk 1, dat daardie binnekort, imminent, beteken, dit is in daardie generasie. Net soos wat Joshua vir sy disciples ook geleer het in Matteus 24 en in Lukas en in die ander Gospels, het hy vir hulle vertel, dat hulle gaan hom sien terugkeer. Dat van hulle gaan nog lewe as hy terugkom op die wolke. Hy het vir sy disciples gesê, die eindtye, die destruction van die tempel in Jerusalem, en sy wederkoms, gaan alles gebeur in sy disciples, sy generasie. Hy het hulle in die oë gekyk en vir hulle gesê, hy kom terug in julle generasie. Matteus 24:34. Hy het nie gelieg nie, hy het teruggekom in hulle generasie. Dis hoekom hy ook vir hierdie gemeente sê in hoofstuk 2 en 3, dat hy kom terug in hulle generasie en hulle moet begin reg lewe, want as hy terugkom, wil hy hulle nie onkant betrap nie. En dan sien ons in hoofstuk 5, met die boekrol wat geseël is met 7 seels. En die feit van die saak is, Johannes verwys na ander profete in die Bybel, sodat hierdie gemeentes kan verstaan waarvan hy praat. Hy het nie goed uit sy duim uitgesuig nie.
Hy verwys na ander plekke in die Bybel. Nou, waar anders in die Bybel word gepraat van die boekrol met 7 seels? Waar word gepraat van 'n boekrol wat geseël word? Dis in Daniël. Ek het dit in die vorige video vir julle gewys en dit verduidelik. Dis Daniël se profeseë waaroor Openbaring gaan. Nou, dan gaan kyk mens na Daniël, waaroor het hy gepraat? Hy het die standbeeld gesien en die heel aan die einde van die tyd gaan Rome en Israel met mekaar te doen hê. Op die standbeeld sien ons die voete van yster en klei, dis Rome en Israel. Dit is heel aan die einde voor die 1000-jarige vrederyk van Joshua begin, want die rots, wat sonder hande uitgesny is, val op die voete en verbrysel die hele standbeeld, en hierdie rots brei uit en cover die hele wêreld. Wat beteken, Joshua se 1000-jarige vrederyk begin en dit is oor die hele wêreld. Oor die hele wêreld regeer hy. Dis waarna dit verwys. So dit sê vir jou dat dit wat geseël is van Daniël se profeseë handel oor wat met Rome en Israel gaan gebeur in die eindtyd. Dis waaroor Openbaring gaan en dit word so vir jou gesê in daardie kodetaal. So dan kan mens nie enigiets anders kom byvoeg nie. Jy kan nie enigiets anders kom insit van ander nasies, van die paus, van Amerika of wat ook al nie. Hierdie praat spesifiek van Rome en Israel. Net van hulle. In die tydlyn daar's klaar grense gestel. Dit sê vir jou hierdie goed gebeur in daardie generasie. So dan dit beteken dit kan nie vervul word in ons tyd nie. Dit is onmoontlik. Maar dit kan vervul in ons tyd as ons hierdie eerste 5 hoofstukke uitgooi. Kom ons begin by hoofstuk 6. En ek gaan 'n paar dele moet doen van hierdie. Ek gaan nie al die seels kan behandel nie, daar's te veel inligting. So ek gaan nie al die seels kan behandel in een video nie. Kom ek begin sommer hierso. Die seels van Openbaring is 'n continuation van Daniël se visioene, 'n continuation van die standbeeld visioen wat hy gehad het. Dis net wat ek nou net vir julle gesê het. Ek lees dit nou maar net weer vir julle. Hy het net 'n opsomming van gebeure gesien met daardie visioen, maar die geseëlde profeseë handel oor hoe hierdie vernietiging van die voete van yster en klei gaan afspeel. Leviticus 26:18 sê, "And if you will not yet for these things hearken unto me, then I will chastise you 7 times more for your sins." 7 represents completion, perfection, and Yahweh also judges in 7s. Ja, Yahweh se oordeele is in 7's, want 7 verwys na volledigheid, né? 'n volledige oordeel. Leviticus, want onthou, Juda het nie teruggedraai na Jahwe en sy gebooie toe nie. So nou is hulle oordeel 7voudig of 7 keer meer as die vorige keer. Die eerste keer is hulle moet weggevoer Babylon toe as gevolg van hulle hoereerdery en wetteloosheid. Maar hulle het nie teruggedraai na Jahwe toe. Hulle het maar weer afvallig geword. Nou hierdie keer toe is hulle oordeel nou 7 keer. Soos ons sien in Openbaring. Onthou, die hele Bybel handel oor Israel. Dit beteken Openbaring kan nie handel oor die wêreld nie. Die Bybel is vir Israel geskryf en alles in die Bybel is vir Israel. En dit handel oor Israel. Gaan kyk maar. Die wet, die 5 boeke, eerste 5 boeke handel oor Israel. Die profete praat oor Israel en oor hulle strawwe en wat oor hulle kom. Dan kom die Gospels, hulle praat oor Israel. En Joshua stuur die disippels uit na Israel, na die Israel nasies, om hulle te gaan verkondig die goeie nuus. Die hele Bybel handel oor Israel. Openbaring handel oor Israel se oordeel, se punishments. Dit handel oor Juda se oordeel, finale oordeel, want die 10,5 stamme was al reeds geoordeel, lank voor die tyd, voor Juda geoordeel is, maar hierdie keer was dit Juda se beurt. En dit is wat ons lees van in Openbaring. Jy kan nie lees van die wêreld en wat in die wêreld gaan gebeur in Openbaring nie, want die hele Bybel handel oor Israel. En dan kom ons kyk verder. Leviticus 26 vers 14 tot 28.
Hierdie is net 'n gedeelte van dit. They will see war, famine, pestilence, martyrdom, apocalyptic signs in the heavens and on earth and more. Hierdie is maar net bygesit. They will see war, famine, pestilence, martyrdom, apocalyptic signs in the heavens and on earth and more. These judgments are outlined with greater degree of specificity later in the Apocalypse in the 8th, 9th and 16th chapters. Hierdie gebeure het nie op mekaar gevolg nie, maar het afgespeel terselfdertyd. Baie van hierdie visioene van Openbaring speel af terselfdertyd. Alhoewel dit word vir jou uitgelei in die brief, een na die ander, sodat jy kan verstaan al die verskillende tipe dinge wat Jahwe uitgespreek het oor die volk, alhoewel dit in dieselfde tyd plaasgevind het, terselfdertyd plaasgevind het. Baie van dit. Die Bybel verduidelik homself. Die 7 gemeentes kon terug verwys na ander manuskripte in die Bybel om te verstaan waaroor Johannes praat en verwys, waarna hy verwys. En dit is baie belangrik, mense. Jy kan nie die Openbaring op sy eie lees nie. Jy moet verwys na die wet en profete om hom te verstaan. En dit is presies dieselfde wat die 7 gemeentes gedoen het. Toe hulle die brief ontvang het, kon hulle terugverwys na die profete en verstaan wat Johannes vir hulle probeer sê. Zekaria 6 vers 1 tot 5, die 4 perde verwysing. And again I lifted up my eyes and saw, and behold, there came 4 chariots out from between the 2 mountains, and the mountains were mountains of brass. In the first chariot were red horses, and the second chariot black horses, and in the third chariot white horses, and in the fourth chariot grizzled, strong horses. Then I answered and said unto the angel that talked with me, What are these, my master? And the angel answered and said unto me, These are the 4 winds of heaven, which go forth from standing before the master of all the earth. Die 4 perde is Yahuwah gehoorsaam, en hy stuur hulle uit om te doen wat hy gedoen wil hê. Met Openbaring is hulle doel om Yahuwah se oordeele teweeg te bring. Dis die doel van die 4 perde. En dis waarvan ons lees ook in die profete van hierdie 4 perde, wat gehoorsaam is in Yahuwah se stem. Hulle word ook na verwys as die 4 windrigtings, maar dit is hulle taak om oordeele te bring, soos wat Yahuwah dit goed dink. Daniel 7 vers 2, Daniel spoke and said, I saw in my vision by night, and behold, the 4 winds of heaven broke forth upon the great sea. Weer eens, die 4 winde is hierdie 4 perde, and they broke forth upon the great sea. Die great sea is die nasies, né? 4 winde kan verwys na die 4 perde, wat kan verwys na Yahuwah se oordeele. 4 perde se doel? War, famine, pestilence, deception and death. Nou dis wat ons nou gaan behandel, en dis wat jy sien met die seels ook, wat oopgemaak word. Nou sê die vers, Now I saw when the lamb opened one of the seals, and I heard one of the 4 living creatures saying with a voice like thunder, Come and see. And I looked, and behold, a white horse. He who sat on it had a bow, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. Dis vers 1 en 2 van hierdie hoofstuk. Nou kom ons lees van hierdie wit perd. Nou Yahushua self het al reeds vir ons vertel waaroor gaan hierdie perde. Hy het vir alreeds vir sy disippels vertel van hierdie perde, maar hy het nie dit perde genoem nie. Hy het net gesê wat gaan gebeur in die eindtyd in hulle generasie. Nou gaan julle sien in die Gospels waar Yahushua daarvan praat, van hierdie wit perd. Lukas 21 vers 8. And he said, Take heed that you be not led astray, for many shall come in my name, saying, I am he, and the time is at hand. Go you not after them. So hy praat van valse leraars wat vir die mense om die bos gaan probeer lei. En Joshua sê vir hulle, pas op vir hulle, moenie vir hulle luister nie. Mattheus 24 vers 4 tot 5. Joshua answered and said unto them, Take heed that no man lead you astray, for many shall come in my name, saying, I am
the Messiah and shall lead many astray. Natuurlijk, dit is presies wat Joshua nou verwys, die witperd. Die doel van die witperd is die leraars, die valse leraars, wat die Israel nasies mislei het in daardie tyd, net voor die vernietiging van die tempel, selfs tydens die vernietiging, die hele tyd was daar mense wat valse profesieë gehad het en dit gedeel het met die volk, en net mense wat hulle heeltemal mislei het, en dan was daar mense wat gesê het, hulle is die Messias, en duisende mense het hulle gevolg. Daar was 'n hele groot gros mense wat Israel mislei het. Die witperd is misleiding, valse predikers, leraars, geestelike leiers. Tydens hierdie tyd van die disippels en hulle volgelinge was daar baie valse messiasse en leraars, onder andere Simon Magus, die towenaar wat homself ook voorgedoen het as die Messias, en het duisende gehad wat hom gevolg het. Nou, in die Recognitions of Clement lees mens van hierdie Simon Magus, en Petrus het hom gedebatteer voor die volk, en Simon Magus was 'n groot naam van die tyd, en hy het duisende volgelinge gehad, en daar het mense actually geglo dat hy is Yahuwah. Hulle het selfs 'n standbeeld opgerig tot in sy eer. En die Samaritane, baie van die Samaritane het agter hom aangeloop. Nou, hy kon wonderwerke verrig met sy occultistiese kennis. Hy kon allerhande wonderwerke verrig. Ek dink hy kon vlieg ook en allerhande goed doen, hè. So baie mense het hom gevolg. En dit waarna Joshua verwys met die eindtyd, sal hulle sulke goed gesien het, en dit is presies wat hulle gesien het. 1 Konings 22 vers 23. Now therefore behold, Yahuwah has put a lying spirit in the mouth of all these your prophets, and Yahuwah has spoken evil concerning you. Dan ek sien Deuteronomium 13 vers 1 tot 5. Daar verwys hy ook na valse leraars, of mense wat akkuraat profeteer, maar dan sê hulle, jy moet wegdraai van jou se gebooie af. Acts 5, Handelinge 5 vers 35 tot 37. And he said unto them, You men of Israel, take heed to yourselves, and as touching these men, what you are about to do. For before these days rose up Judas, giving himself out to be somebody, to whom a number of men, about 400, joined themselves, who was slain, and all as many as obeyed him were dispersed and came to nothing. After this, man rose up Judas of Galilee in the days of the enrollment, and drew away some of the people after him. He also perished, and all as many as obeyed him were scattered abroad. Ek lees hierdie verse om vir julle te wys, hierdie witperd het oor die volk, oor die land gery daarso, en baie mense mislei, en dit was ook een van die tekens van Jehovah se oordeel oor die volk, dat daar misleiding sal wees, né? Baie valse leraars. Handelinge 8 vers 9 tot 11. But there was a certain man Simon by name, who before time in the city used sorcery and amazed the people of Samaria, giving out that himself was some great one, to whom they all gave heed, from the least to the greatest, saying, This man is that power of Elohim which is called great. And they gave heed to him, because that of long time he had amazed them with his sorceries. Soos ek gesê het, hulle het 'n standbeeld self opgerig ter ere van hom. Acts 13, Handelinge 13 vers 6 tot 12. And when they had gone through the whole island up unto Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew, whose name was Bar Yeshua. En dan 1 Johannes 2 vers 18. Little children, it is the last hour, and as you heard that anti-Messiah comes, even now has there arisen many anti-Messiahs. Wherefore we know that it is the last hour. Hier sê Johannes vir jou, hulle leef in die eindtyd. En dis hoekom daar so baie valse teachers, valse leraars is, om dit bewys dat hulle leef in die eindtye. Want onthou, Joshua het vir Johannes en vir die ander disippels gesê, dat dit is wat gaan gebeur in die eindtye, en dis hoekom hy dit self ook nou sê.
In Johannes 4 vers 1 tot 6, Beloved, believe not every spirit, but prove the spirits, whether they are of Elohim, because many false prophets are gone out into the world, hereby you know the spirit of Elohim. Every spirit that confesses that Yahushua Messiah is come in the flesh is of Elohim. And every spirit that confesses not Yahushua is not of Elohim. And this is the spirit of Antichrist. Wherefore you have heard that it comes, and now it is in the world already. Nou, julle sien ook dat die Antichrist is 'n gees wat in baie mense kan wees. Dis nie 'n spesifieke persoon nie. Dis 'n klomp mense, né? Josephus Antiquities. Moreover, there came out of Egypt about this time to Jerusalem one who said he was a prophet, and advised the multitude of the common people to go along with him to the Mount of Olives. Hierdie een wit perd verteenwoordig 'n groot gros van valse leraars, predikers in die tyd van die disippels, aangesien Lucifer geweet het dat dit is die eindtyd. Voor die 1000 jaar verderryk, het hy soveel misleiding probeer inbring onder die Israeliete, om soveel as moontlik van hulle te mislei en te laat verlore gaan natuurlik, né? Die disippels noem hierdie misleiding die gees van die Antichrist, die gees wat Yahushua as Messias verwerp. En as jy Yahushua Messias verwerp, beteken dit ook jy verwerp die gebooie, né? Want hy het gesê jy moet die gebooie onderhou. Dan in die tweede seël, so ons sien die eerste seël, die wit perd, is valse leraars, valse teachers. En daar was baie van hulle in die disippels se tyd, so duidelik het dit ook daar vervul. When he opened the second seal, I heard the second living creature saying, Come and see. Another horse, fiery red, went out, and it was granted to the one who sat on it to take peace from the earth, and that people should kill one another, and there was given to him a great sword. Ek kan net gaan my computer hier aanplak, anders gaan hy afgaan. Lukas 21, vers 10 tot 11. Then said he unto them, Nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be great earthquakes. Lukas 21 vers 10 en 11, Mattheus 24 vers 6 en 7. And you shall hear of wars and rumors of wars, see that you be not troubled, for these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. Ons sien dat Yahushua alreeds vir Johannes hulle vertel het van die rooi perd, soos in Mattheus 24, en Mattheus 24 vers 34 lees ons, Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all these things takes place. Yahushua het gesê, dit sal in sy disippelse generasie vervul. Die valse leraars, wit perd, Mattheus 24, vers 4 tot 5 en 23 en 24, oorlog het hy gepraat in Mattheus 24 vers 6 tot 7 en vers 21 die rooi perd en dan verdrukking, tribulation in Mattheus 24 vers 9 en vers 29. So in daardie hoofstuk waar hy gesê het, dit gaan vervul in sy disippels se generasie, sien ons van die oorlog van die rooi perd en die wit perd en ook van die verdrukking. En natuurlik sien ons ook van sy wederkoms. Hy noem dit ook daar. Die derde seël, scarcity on earth, on land. Nou gewoonlik in Openbaring volgens die konteks wat ons nou alreeds vasgelê het in die eerste 5 hoofstukke, praat hierdie net van die land, né? Nooit van die aarde nie. Die skaarsheid in die land van Israel. Want dis waaroor Openbaring ons handel, oor Israel en Rome, oor niemand anders nie. Onthou, die hele Bybel handel oor Israel. When he opened the third seal, I heard the third living creature say, Come and see. So I looked and beheld a black horse, and he who sat on it had a pair of scales in his hand, and I heard a voice in the midst of the 4 living creatures saying, A quart of wheat for a denarius, and 3 quarts of barley for a denarius, and do not harm the oil and the wine. Sê jy, oorlog veroorsaak hongersnood, so dit is van pas dat hierdie perd volg op die rooi perd, en die feit dat Rome 'n houtmuur om die stad opgerig het, so daar beslis 'n hongersnood uitbreek. Die mense van Jerusalem
het 'n groot deel van hulle eie voedsel verbrand voor die aankoms van die Romeinse leer. Dit het 'n skerp styging in voedselpryse tot gevolg gehad, nog voordat die Romeine met hul belering begin het. Nou daar was faksies, 3 faksies in Jerusalem self, daar was 3 leiers en hulle al 3 wou geregeer het in Jerusalem en hulle het beklei te mekaar en dit het veroorsaak dat hulle van die kos verbrand het, sodat die ander faksies nie kan kos hê nie. So hulle het eintlik Jerusalem van binne af vernietig terwyl Rome buite gewag het dat hulle moet amper doodgaan van honger. En hulle het half hulle eie kele afgesny daarso in die stad. Nou dit is ook waar dit verwys word na die aardbewing waar die stad in 3 dele opdeel. Dit is verwys na hierdie 3 faksies wat daar basically 'n burgeroorlog in Jerusalem gebeur het. Dit is die 3 dele waarin Jerusalem opgedeel is, en dit is wat daardie visioen van die aardbewing na verwys. Dit was nie 'n fisiese aardbewing wat Jerusalem in 3 stukke laat breek het nie. Dit was 3 groepe met mense van Israel wat te mekaar beklei het, binne die mure. Soos ek sê, hulle het die kos verbrand, hulle het van die plekke ook verbrand binne Jerusalem. Die Romeine het dit nie eers nodig gehad om van die plekke te brand nie. Lukas 21 vers 11 sê, and in diverse places famines and pestilences. Mattheus 24 vers 7, and there shall be famines and earthquakes in diverse places. Nou ook, ek net noem hier so, dit is nie net Jerusalem, dit was nie die enigste dorp wat aangeval is deur Rome nie. Die Rome het baie van Israel se dorpe aangeval, en dit is wat hierdie faksies ook begin het in Jerusalem. Blykbaar het 2 van hierdie leiers van hierdie ander dorpe gevlug Jerusalem toe, na hulle dorpe aangeval was, en toe was dit waar hierdie burgeroorlog begin het binne die mure van Jerusalem. 'n Baie erg hongersnood het plaasgevind tydens die regeringskap van Claudius Caesar in 41 tot 54 CE. Dit word genoem in Handelinge 11 vers 28-29. And there stood up on one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be a great famine over all the world, with which came to pass in the days of Claudius. And the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren that dwelt in Judea. Sien ook Josephus Antiquities. After this man there ran away to Titus many of the eminent citizens, and they told him further that when they were no longer able to carry out the dead bodies of the poor, they laid their corpses on heaps in very large houses, and shut them up therein, as also that a medimnus of wheat was sold for a talent, and that when a while afterward it was not possible to gather herbs, by reason the city was at all walled about. Hierdie is na hulle die belering gedoen het van Jerusalem. Hulle het daar die muur gebou om Jerusalem, en die mense kon nie meer uitgegaan het nie, so hulle het begin doodgaan van die honger in die stad. En soos ek gesê het, van hierdie mense het hulle eie kos verbrand, wat beklei te mekaar, hierdie 3 groepe, wat het eintlik net baie moeiliker gemaak het vir hierdie gewone mense in die dorp om te oorleef. Het so baie dood gegaan, hulle het hulle in begin op mekaar stapel in huise, né? Die lyke, maar daar was net te veel. He said it, and that when, a while afterward, it was not possible to gather herbs, by reason the city was all walled about, some persons were driven to that terrible distress as to search the common sewers and old dunghills of cattle, and to eat the dung which they got there. And what they of old could not endure so much as to see, they now used for food. Hulle het selfs misgeëet, diere misgeëet, né? So honger het hulle geword. Klink dit vir jou soos hongersnood wat Openbaring van praat? Klink vir my soos dit. Het staan in Josephus Wars, as julle wil self gaan opkyk, kan daar gaan kyk ook. Do not harm the oil and the wine. 'n spesifieke verwysing na dit kan wees hierdie
plek, J. Massingbird Ford, the Anchor Bible. It is possible that this verse was fulfilled during the siege of Jerusalem when, according to J. Massingbird Ford, Titus ordered that olive groves and vineyards were not to be ravaged. Deur sy Romeinse soldate, het lyk my, is hulle gesê om nie die olyfboorde en die wingerde aan te raak nie, of te ravage nie, né? En dis dalk 'n direkte verwysing na hierdie woorde, do not harm the oil and the wine. Het lyk my dat dit ook gebeur in daardie tyd. So is 'n spesifieke vervulling van daardie woorde van Openbaring, né? Wat wys ook dat dit gebeur in daardie tyd voor 70 na Christus. Fourth seal, widespread death on earth, of rather, widespread death in the land. Maar net kyk hoe lank is hierdie video. 30 minute, is nie te bad, nie? Is nie te sleg nie. Ek hoop nie die Engels pla julle te veel nie. Die 6ste seel is heel wat meer Afrikaans, so dalk sal julle meer daarvan hou. Okay, die 4de seel, misleiding, oorlog, hongersnood en finaal, dood, né? Dis wat dit nou is. When he opened the 4th seal, I heard a voice on the 4th living creature, saying, come and see. So I looked and beheld a pale, wat groen is, né? Groen perd, in die ou vertalings sê dit green, nie pale nie. And the name on him who sat on it was Death, and Hades followed with him, and power was given to them over a fourth of the land, to kill with sword, with hunger, with death, and by the beasts of the earth. Nou gaan julle kan sien, 'n spesifieke vervulling hiervan, en dit is nogal wonderlik om te sien hoe hierdie woorde vervul het in daardie tyd van die disippels. Dit is nogal amazing om dit te sien. Josephus vertel ons dat daar ongeveer 1,1 miljoen ongevalle was tydens die beleg van Jerusalem alleen. Ja, 1,1 miljoen mense doodgemaak, né? In Jerusalem alleen. Sjoe. Deel van daardie groot getal was duisende van die mense wat tydens die beleg in die stad vasgekeer was, vinnig oorval deur hongersnood of die pes wat daaruit voortgespruit het. Nou, onthou, hulle het mos die mense sommer net daar begin ophoop in vertrekke en so aan waar hulle kon, en ek dink so het siektes ook maar versprei daar in die stad. Pessiektes. Lukas 16 vers 23, and in Hades he lifted up his eyes, being in torments, and sees Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Dis net 'n verwysing na, dat jy kan sien wat is Hades. Dit is 'n plek waar mense gehou word, tot en met die oordeel. Prediker 9 vers 10, whatsoever your hand finds to do, do it with your might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in Sheol, whither you go. So dis die twee sienings van Hades en Sheol. Sheol en Hades is maar verwysing na dieselfde plek. En Hades is meer die Griekse weergawe van Sheol, né? En die een is dat daar mense ervaar goeders en kan praat en sien, maar met prediker sê dat jy kan nie, jy is dood, jy ervaar niks nie. So, dis een van die twee. In elk geval, dis nie so belangrik vir hierdie openbaring nie. By the beasts of the earth, Josephus, the wars of the Jews, jy kan gaan kyk hierdie hoofstuk, is die hoofstuk, die boek, hoofstuk, en dan die vers, kan jy amper maar sê, hierdie 6.9.3. Nadat Israel verower is, het die Romeinse generaal Titus 97.000 Judeëns in ballingskap gebring, van wie baie volgens Josephus in Romeinse amfitheaters gedood is, deur swaard en wilde diere. Titus het ook 'n groot aantal na die provinsies gestuur as 'n geskenk aan hulle, sodat hulle daar in hul amfitheaters deur swaard en wilde diere gedood kon word, né? So dit is 'n direkte vervulling van daardie woorde van dat hulle doodgemaak gaan word deur wilde diere. Is direkte vervulling daarvan, mense. Dit wys vir jou, hierdie goed het gebeur
in daardie tyd, 70 na Christus. Titus, wat Jerusalem verbrand en vernietig het. Titus Vespasian, die seun van Flavius Vespasian. Ek noem hom Flavius Vespasian, hulle het klomp name elkeen. Maar hulle albei was regeerders, maar hy was aangesê deur sy pa Flavius Vespasian om Jerusalem te gaan oorwin. En 97, amper 100,000 van daardie mense wat hulle gevang het daar binne, hulle het amper almal doodgemaak, maar die van die mense het oorblewendes het hulle verkoop as slawe, en soos hy hierso sê van hulle het hulle gestuur na die amfitheaters, sodat hulle deur wilde diere doodgemaak kan word as entertainment, né? Soos wat die mense vandag rugby kyk, het hulle daardie tyd gekyk hoe mense verskeer word deur wilde diere. En so, dit is 'n direkte vervulling van hierdie profesie van Johannes, wat sê dat van hulle gaan doodgemaak word deur wilde diere. It's amazing. It's amazing om te sien hoe die goed vervul het in daardie tyd, né? Dat dit nie vandag gaan vervul nie. Dit het al vervul. Die 5de seal, the cry of the martyrs. When he opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of Yahuwah and for the testimony which they held, and they cried with a loud voice, saying, How long, O Master, holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? Then a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer, until both the number of their fellow servants and their brethren, who would be killed as they were, was completed. In Mattheus 24 vers 21, For then there will be a great tribulation, such as has not been since the beginning of the world, until the time no nor ever shall be. Joshua sê hierso, dat hierdie groot verdrukking is in sy disippels se generasie. Dis wat ek hier probeer sê. Net soos wat ons lees in Openbaring 1 vers 9, en hoofstuk 2 en 3 noem hulle ook 'n paar keer die verdrukking, of groot verdrukking, want daardie gebeurtenis was ook in die verdrukking, in die tribulation. Flavius Josephus, boek 6, chapter 5, vers 10, As their custom was, the priests and the temple, to perform their sacred ministrations, they said that in the first place they felt a quaking, and heard a great noise, and after that they heard a sound, as of a multitude saying, Let us remove hence. Dit is wat die historikus opgeskryf het, Josephus. Die priesters het gehoor hoe 'n klomp stemme die tempel verlaat het, en gesê het, kom ons verlaat hierdie plek nou. En dit is ek glo 'n verwysing na hierdie mense wat vir Joshua gevra het, hoe lank nog? Want hier staan, I saw under the altar, the souls. So hulle was letterlik by die altaar, en nie by die tempel van Jerusalem, was hulle daar in afwagting, totdat Joshua hulle laat uitkom. En dis wat die priesters gehoor gebeur het. Hulle het gehoor hoe die mense die tempelarea verlaat waar die altaar is. It's amazing hoe die goed vervul. Hoe dit vervul het in die Bybelse tyd. In 70 na Christus. Lukas 21 vers 12 tot 19. But before all these things they shall lay their hands on you and shall persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons, bringing you before kings and governors for my name's sake. It shall turn out unto you for a testimony. Settle in it therefore in your hearts, not to meditate beforehand how to answer. For I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries shall not be able to withstand or to gainsay, but you shall be delivered up even by parents and brethren and kinsfolk and friends, and some of you shall they cause to die, to be put to death. And you shall be hated of all men for my name's sake, and not a hair on your head shall perish. In your patience you shall win your souls. Ja, so wat vir hulle sê, hulle gaan swaar tye beleef, want hulle is in die groot verdrukking. Then shall they deliver you up unto the tribulation, and shall kill you, and you shall be hated of all the nations for my name's sake. Mattheus 24 vers 9.
En hy het vir hulle gesê, dit gaan in hulle generasie gebeur. So dit is 'n direkte vervulling van die 5de seël. Van hierso, van dat hulle onderdruk is, dat hulle in die groot verdrukking is, en dat dit die slegste tyd sou wees vir die ware gelowiges ooit. Van die bestaan van die aarde tot en met daardie tyd was dit die slegste wat gelowiges behandel was. Soos wat ons lees in Matteus 24, vers 21. For then there will be a great tribulation such as has not been since the beginning of the world until this time, no nor ever shall be. En ja, ek dink ek gaan hoofstuk die 6de seël apart doen, want hy is verskriklik lank, hy is verskriklik baie inligting met hom. En die verskillende sienswyses en dinge waarna mens kan kyk met dit. So ek wil dit eerder apart doen, so ek gaan hierdie video nou hier so stop. En ja, praat weer volgende keer. Totsiens.